Here, Vader, Seun en Heilige Gees, drie-enige God, dankie vir die voorreg om U te mag aanbid. Dankie vir die voorreg om U as ons God te mag aanroep. En dankie vir die voorreg wat ons het, om ook nou in afwagting stil te kan raak, ons harte voor te berei vir U woord, en te vra, Here, dat U sal spreek, dat U ook deur die Gees hierdie woord vir ons verstaanbaar, eenvoudig sal maak, sodat ons dit kan verteer, en kan leer om dit te hanteer, Here, sodat ons meer kan word, dit wat U wil hê ons moet wees. Seën ons met U woord, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil hê U met die Bybels vir my oopmaak by Galasiërs 4. Ek het Vrydag, toe ek 'n boodskapie uitgestuur het, gesê, dis Galseers, maar dis Galasiërs, nie Galseers nie. So jammer vir die spelfout. Ons gaan bietjie stil staan vandag by Paulus, wat besorgd is oor die gemeentes van hierdie distrik. Interessant genoeg, die dorpie Nisea is ook geplaas in die plek wat ons Galasiërs noem. Galasiërs is nie 'n enkele gemeente nie, maar 'n gedeelte, Klein-Asië, Turkye, dis waar Galasiërs min of meer sou wees, die distrik. Ek gaan begin by vers 1 en ons gaan lees tot en met vers 20. Paulus begin om die beeld van slawe en seuns met mekaar te vergelyk, om op 'n manier te probeer verduidelik en die gemeente te laat verstaan, of gemeentes te laat verstaan, wat die identiteit is van die gelowiges wat nou in Christus nuwe mense geraak het. Hulle het hulle slawe juk afgegooi, hulle het 'n vryheid gekry, hulle is nuut gemaak, hulle is losgekoop, hulle is vrygemaak. En in Abraham, deur die geloof, erfgename geraak van hierdie heerlike erfenis, wat God vir sy volgelinge gedroom en beplan het, hierdie hele erfenis van vergifnis, genade, versoening, verlossing. En dan gaan hy verder en hy sê, hierby wil ek nog sê, solank 'n erfgenaam nog minderwaardig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, al behoort al wat die pa bepaal het aan hom. Tot die dag wat die pa beveel het, staan hy onder die toesig van voogte en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons, toe ons nog geestelik onmondig was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons wat aan die wet onderworpe was, slawe van die wet was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. So kyk die statusverskil wat besig is om plaas te vind, met die feit dat Christus gekom het, het ons nie meer onder hierdie slawejuk van die wet kom staan nie, maar het ons nou eintlik vrye toegang tot die genadetroon van God. 'n Slaaf was nie werd om na sy eienaar toe te kan gaan en op 'n persoonlike term met hom te praat nie. Hy was nie werd om met sy meester te praat nie. Hy sou deur 'n tussenganger of deur die hoofbediende van die huis of deur die toesighouer sou daardie slaaf moontlik kon praat. Maar omdat hy 'n slaaf was, het hy niks te sê gehad vir sy eienaar nie. Hy moes net doen wat sy eienaar vir hom sê, en dis dit. Hy is gehued en gebied, hy het geen bestaansreg gehad nie. Maar die seun, toe die ouderdom bereik is, het nou wat gekry? Ons wat slawe was, wat nou seuns is, het nou vrye toegang na God.
Ons het nie nou meer 'n middelman nodig nie. Ons het nie nou 'n toesighouer nodig nie. Ek het nou vrye toegang. Daar is nie nodig dat ek 'n middelaar hoef te hê tussen my en God nie, want ek het eens 'n middelaar gehad, Christus, wie se dood dit vir my moontlik maak deur die Gees, sodat ek nou vir God die Vader as Abba kan aanspreek. Daar was 'n tyd toe julle nie vir God geken het nie en slawe van niks werd afgode was nie. Maar nou dat julle hom leer ken het, of liewer nou dat hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle dan nou weer van vooraf slawe daarvan wees? Julle hou aan om besonderse dae en maande en feesgeleenthede en jare te vier. Ek vrees my harde werk aan julle was dalk te vergeefs. Ek smeek julle broers, word soos ek my ook met julle vereenselwig het. Julle het my nooit sleg behandel nie. Julle onthou mos hoe dit gekom het, dat ek die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het. Dit was deurdat ek siek geword het, en al was my toestand vir julle versoeking, om my te verag of selfs te verfoei, het julle dit nie gedoen nie. Inteendeel, julle het my ontvang asof ek 'n engel van God was, ja, asof ek Christus Jesus self was. Julle was bly daaroor. Wat het dan nou van julle blydskap geword? Dit kan ek van julle getuig, as dit moontlik was, sou julle oë uitgeruk het en vir my gegee het. Het ek dan nou julle vyand geword deurdat ek die waarheid aan julle voorhou? Daardie mense se ywer vir julle is nie met suiwer bedoelings nie. Hulle wil julle van my losmaak sodat julle vir hulle saak beywer. Om jou vir 'n goeie saak te beywer is goed, maar dan moet dit altyd die geval wees en nie net as ek by julle is nie. My kinders, ek verkeer van vooraf weer in geboortepyne oor julle totdat Christus in julle gestalte kry. Ek wens ek kon nou by julle wees en op 'n ander toon met julle praat. Ek is werklik besorg oor julle. Die gemeentes in Galasië was 'n mengsel van interessante mense. Dit was 'n klomp Joodse bekeerlinge en 'n klomp heidense bekeerlinge gewees. En hulle is nou in 'n groepering saamgeplaas. Hulle is nou by mekaar gesit in 'n gemeente. Maar die moeilikheid wat hierdie mense gehad het, was hulle het uit 'n bestel uitgekom, uit 'n agtergrond uitgekom met spesifieke wette en reëls en hoe jy dinge moet doen, hoe jy dinge nie moet doen nie. As jy goed op hierdie manier doen, dan sal die volgende met jou gebeur. As jy goed op 'n bepaalde manier doen, dan waarborg dit vir jou iets anders. Paulus noem hierdie goed stoigeia. Stoigeia is eintlik maar net die Griekse woord vir sinnelose wettiese reëls wat jy belangriker stel as iets anders in jou lewe. So hierdie ou oorgelewerde gebruike wat hulle gehad het, wat vir hulle elke keer as hulle eindweg in hulle geloof gevorder het, dan hierdie goed weer na vore gebondel en weet hulle nie om dit te hanteer nie. Baie van hulle dan teruggeval, ek gaan nou meer verduidelik wat dit is, weer in hierdie ou gewoontes in. En sê Paulus vir hulle, hoe is dit? Julle was nou onder hierdie juk van hierdie ding wat op jou gelê het. Jy's vrygemaak daarvan. Hoekom wil jy dan nou weer terug soontoe? Paulus gaan so ver om vir die gemeente te sê, dit bekommer my, ek is bekommerd oor julle, oor hoe julle nou weer daar gekom het. Chrysotomos was 'n prediker wat hier in die vroeë 400s na Christus 'n preek gepreek het oor die manier hoe die mense nuwejaarsfeeste gevier het. Julle sal sien daar die prentjie daar op die skerm verwys na Deus Janus. Wie weet wie's dit? Deus Janus is die Romeinse god na wie Januarie vernoem is. En jy sal sien hy 2 koppe. Hoekom 2 koppe? Die een kyk terug en die ander een kyk vorentoe. Janus kyk terug, nie Janu nie. Janus kyk terug na waar ons vandaan kom en kyk vorentoe na waarheen ons op pad is in die Romeinse tradisie. Interessant genoeg dat hulle het geglo dat hoe ek my jaar begin, dis hoe my jaar vorentoe gaan lyk.
Net so 'n stukkie interessante geskiedenis, wat dalk vir julle bietjie kan lig bring. Die antieke mense het etlike kalenders gehad. Die maan het 'n groot rol gespeel in berekening van die kalender. In Rome byvoorbeeld is Maart tot die jaar 153 voor Christus as die eerste maand van die jaar beskou. Maar daarna is dit uitgeskuif na 1 Januarie. Die naam Januarie is afgelei van die naam van die god Janus, wat verband hou met die Latynse woord Jana, wat hek of deur beteken. Met ander woorde, deur Janus moet ek beweeg in die nuwe jaar in. 'n Mens kom eens in en uit deur 'n hek of 'n deur. Daarom is die god Janus uitgebeeld met 2 gesigte. Net so aan die begin van die jaar sien ons dat hulle dan in hierdie tyd ongelooflike groot feeste gevier het. Juis as gevolg van hierdie ingesteldheid hoe hulle gehad het. Want as hulle in oorvloed, selfvergrype en in self wat ook al die jaar begin het, het hulle geglo dit is hoe hulle jaar gaan verloop. Hoe meer selfgenot en selfgeluk en selfverryking hulle in hierdie eerste tyd van die jaar vir hulle self kon moontlik maak, het hulle dan geglo sal hulle jaar wat voorlê al hoe meer voorspoedig was. Die Grieke en Romeine het groot feeste gehou op die eerste dag van die jaar, want hulle het geglo as 'n mens die goeie eerste dag van die jaar vier, dan is die res van die jaar ook gelukkig. Alles is in oorvloed gedoen om te verseker dat die res van die jaar ook in oorvloed gekenmerk sou word. Geskenke is uitgedeel, raserige partytjies is gehou, gelukbringers is gedra, dronkenskap was in die orde van die dag, openbare feeste is in strate gehou, allerhande bygelowe is versigtig nagekom, en ek hoef nie vir u te sê waartoe die drank ook nog gelei het nie. Ons is skerp genoeg om dit te verstaan, maar kom ons beskerm ons kinders wat tans nog hier is. So dit was chaos. Dit was wanorde, dit was morsig. Op die beste kan dit uitgedruk word met die woord pagan. Heidens in sy beste vorm. Christo, of ek sukkel om sy naam uit te spreek, Chrysostomos, preek, uit Galasiërs uit, 300 en iets, vroeg 400, en hy sê vir die gemeente van daai tyd, hoe het julle hier gekom? Hoe het julle as gelowiges op hierdie punt gekom, dat dit ook julle lewe kenmerk? Kyk hoe lyk julle nuwejaarsfeesvieringe. Kyk hoe lyk dit op julle strate. Kyk hoe lyk dit in julle huise. Dit hoort nie by 'n kind van God nie. Want 'n gelowige is veronderstel om God se aard en karakter te openbaar. Maar omdat julle so geïndoktrineer is deur hierdie stoigia, wil julle of kan julle nie hiervan vrykom nie. Want oor wie gaan dit primêr daar? Ek. My genot, my geluk, my voorspoed. En hoe meer in oorvloed dit doen, hoe meer waarborg ek dan nou, volgens hierdie heidense agtergrond, hoe my lewe gaan lyk. Hierdie stoigia was 'n vasgevangtheid gewees. Dit was die heidene. Aan die ander kant sit hy met die Jode. Wat is bekend in die Joodse godsdiens? Feeste, dae, maande. Dis hoekom Paulus vir die gemeente skryf. Hoekom is julle so behep met die feeste, die dae en die maande, want dit wat julle by God gekry het, oorskadu dit alles. Hy sê die feeste, die dae en die maande wat die Jode vier, Christus oorskadu dit by verre. Daai is maar 'n toekoms, 'n vooruitkyk. Een van die groot stoigias waaraan die Jode vashou het, was die besnydenis.
Christus is nie genoeg nie. Jy moet daarom ten minste nog hierdie ook doen. Paulus gaan so ver en hy sê vir die gemeente, ontman julle dan eerder. Want julle wil so 'n klomp goedjies en oorgelewerde gebruike bybring, hierdie goedjies waaraan julle vashou, hierdie wyshede waaraan julle vashou, dat dit julle eintlik blind maak vir die vryheid wat die evangelie vir julle gee. Want sodra julle 'n stuk vryheid beleef, dan val julle weer terug in hierdie ou gewoontes. Hierdie ou gewoontes en hierdie ou gebruike wat eintlik in kontras staan met die evangelie. Die Jode wou nie aanvaar dat in Christus is hierdie goed agter hulle nie meer nodig nie. Die heidene kon dit nie reg kry om hierdie goed te sien, want dit was wie hulle was, dit was hulle wese. Ek meen as ek met 'n bottel in my hand vir my voorspoed kan waarborg, hoekom dan nou nie? Hoekom moet ek dan nou hierdie onbekende God dan nou dalk vertrou hiervoor? En die ironie van alles, dit wat hy vir my vra is, ek moet hierdie pret en hierdie plesierigheid agter my sit, want dit pas nie by van God nie. So is dalk makliker om maar hier met Janus besig te wees. Interessant, die eerste dag van die maand het hulle genoem kalendai. Kalender, dis waar kalender vandaan kom. So hierdie mense wat so besorg is oor Kersfees wat 'n heidense fees is, hy weeg nie op teen nuwe jaar nie. Nuwe jaar is nog meer heidens, maar ons kla nie oor hom. Stoigia, dis waarmee hulle besig is. 'n Klomp wettisisme. Paulus sê, dis 'n klomp niks werd reëls vandag. Dit bind jou, dit maak jou toe vir die waarheid en die vryheid van die evangelie. Paulus kom sê eintlik vir die gemeente, laat staan jou stoigia. Laat lê dit, laat staan dit agter jou. Kry afstand van dit af. Ek wil vir julle lees hier wat die Engelse kommentare skryf oor wat stoigia is. In Paul's letters, particularly in Galatians 4:3 and 9 and in Colossians, many scholars interpret stoigia to cosmo, met ander woorde, hierdie elemente van die wêreld, dis waarvan hy verwys, as referring to evil spiritual forces that help people in bondage before Christ. These powers could include celestial rulers or terrestrial spirits associated with different religious practices, including aspects of Jewish law as well as pagan idolatry. Met ander woorde, dis 'n magiese krag wat te hou vas op die mense uitgevoer het. Daai goed wat in jou kop, hoe kry julle nie reg om dit te laat los nie? Hoe kry julle nie reg om dit te laat vaar nie? Paulus sê vir die gemeente, julle het alles gehad. Julle was erfgename. Nou wil julle weer 'n slaafloop wees van iets wat jou gevange hou. Christus het jou hiervan vrygemaak. In die wêreld vandag kry ons ook nog stoigia. Institusionele stoigia kry ons nog binne in ons eie kerke vandag. Daai goed waaraan ons moet vashou. Daai oorgelewerde, vooropgestelde reëls. Daai debatte wat so gevoer word in die kerk. Om op een of ander manier te probeer wys wie glo nou beter as iemand anders. Maar ook 'n stuk stoigia wat ons onsself mee moet konfronteer en ons sal later daarby kom wanneer ons Galasiërs as hoofstuk hierdie jaar gaan gebruik is. Wat is daai stoigia in ons gemeente? Wat ons miskien gaan moet prys gee, sodat ek ongemak kan verduur, terwille van die koms van die koninkryk van God in ons gemeente, sodat ons kinders se kinders oor 60, 70 jaar nog hier relevante kerk van Christus kan wees. Want daar is 'n klomp goed waaraan vasgehou en vasgeklem word, en wat belangriker is, die evangelie gestel word. 40 jaar terug sou ek nie so gepreek het nie. Dan sou almal 'n das en 'n baai aangehad het. Kinders sou nie nagmaal gevier het nie. Ons sou dalk nie ander musiek in die kerk gebruik het nie. Want nee, dit mag nie gebeur nie.
Die vraag wat ek vra is, pla dit jou as individu, maak dit jou ongemak? Want sien, dan wil ek 'n ander vraag vra. Wat is hy persoonlike stoigia in jou eie lewe? Daai vooropgestelde idees en planne en goed waaraan ek vashou, want dit maak wie ek is. Ons is mos manne. Manne moet so wees. Manne moet dit so doen. Durf iemand dit nou net nie doen nie, dan is hy nou nie een van die manne nie. Traakie wat dit maak met my verhouding met die Here nie, maar dis ons manne se stoigia hieraan, dit maak vir ons verfrikkie. Dit maak wie ons is. Ons gaan nie nou praat oor die vryheid in Christus nie, want dit beperk 'n bietjie hierdie frikkie wees vandag. Goed waaraan ons vashou wat skadelik is vir my verhouding met die Here. Wat my in 'n gevangenskap van iets kom sit waaruit ek nie kan loskom nie. Want nee, ons moet dit doen. Dis hoe ons dit doen. Ons het dit nog altyd so gedoen. Ons gaan nie verander nie. Boere verander nie. Alles in die wêreld verander, ek gaan nie verander nie. En dan? Hoe lyk jou verhouding met die Here daarna? Hoe lyk jou gesin as jy vanaand by die huis kom? Stoigia. Sinnelose, wettiese, oorgedrade tradisie waaraan ons vashou, wat vir ons belangriker geraak het, is dit wat God van ons in ons lewe verwag. Gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Maar ons kies wie kan inkom en wie nie. Ons wil sê, institusioneel terug. So miskien moet ons dalk vir onsself die vraag afvra. Hoeveel ongemak is ek persoonlik bereid om te ervaar terwille van dit wat groter is ek en die nalatenskap wat hier moet kom. Ek was al in hoeveel kerkraadsvergaderings wat daar vir my gesê het, julle kan nou bly wees oom so en so is oorlede, want hy sal nou gedraai het in sy graf oor dit wat julle nou gedoen het. Laat hom draai, ons moet vorentoe gaan. Ons hou aan 'n klomp goed vas. Ons laat toe dat 'n klomp goed ons hou vas, wat in die pad staan van die koninkryk van God. Maar my eie lewe, want elke dag moet ek voor 'n vurk in die pad gaan staan. En moet ek myself afvra, waaroor gaan dit werklik vir my hier? Hoe lyk my feesvieringe as kind van die Here? Kan mense, daar is 'n fout met feesvier, in die minste. In die minste is daar fout met feesvier, is lekker om fees te vier. Maar as 'n wêreldling daar kom, kan hy sien, die gelowiges doen dit anders as die res. Want sien, as ons dit nie soos die res, as ons nie anders as die res is nie, dan lê ons getuienis daaronder. Want ons is veronderstel om dit anders te doen. Dit moet sigbaar wees dat daar's iets anders by my. So tot wie se eer en aard leef ek dan regtig? In my besigheidspraktyk. Weet julle wat interessant is van die vroeë kerk, voordat daar nog 'n Bybel was, voor 300 na Christus, het hulle gesê die Christene was die beste mense om 'n besigheid te doen. Want jy kon hulle vertrou, hulle was eerbaar en dit wat hulle vir jou gesê en beloof het, dit het hulle gedoen. Vandag nie meer so, nie? Ek moes al baie hoor by mense, dominee, daai man moet jy nie vertrou nie. Moet nooit met hom besigheid doen nie. Dit is hartseer dat ons daar gekom het.
Wat het ons gemaak met die vryheid wat God vir ons gegee het? Hoekom val ons elke keer terug na daai voor Christus moment in ons lewe? Paulus skryf vir die gemeente, hoor mooi as hy dit vir hulle sê. Nou moet ek eers weer my plek kry. Ek vrees dat my harde werk aan julle was dalk te vergeefs. Ek vrees ek het my tyd gemors om die evangelie aan julle te verkondig. Want julle het die evangelie laat gaan. Julle het die impak en die implikasie van die evangelie op jou lewe prysgegee vir hier en nou se genot. Dis wat hy vir die gemeente sê. En dan sê die Jode, jammer is alright, ons moet net besny wees, dan kan alles gaan. Solank jy net besny is. Is my so jammer, ek sien nooit 'n TikTok video of 'n YouTube video waar daaroor gepraat word oor iemand se verhouding met die Here nie. Maar sy manier van kerkhou en sy doop en al hierdie goed, dit is vol vir bespreking. Maar word nie gepraat oor of jy kind van die Here is of nie. Want dis nie die populêre debat nie. Dis nie die sensasie nie. Wat maak dit nou saak hoe iemand aanbid? Ja, maar jy moet so bid. Jy hoef nie so te bid nie. Jy hoef nie so te doen nie. Jy moet net een ding. Jy moet in 'n lewende verhouding met die Here Jesus leef. Die res is 'n bysaak. Ja, maar dominee, nie en maar niks. As daar 'n ja maar bykom met jy vra, as ek nou besig om stoigia hier in te druk, nog my eie oortuiging en my eie gemak en my eie siening, of laat ek toe dat die vryheid en die genade van God seëvier? Ek sê nie ons moet alles oorboord gooi en los nie, dis glad nie wat ek hier sê nie. Maar ons is so maklik geneig om dinge belangriker te maak en waarde te gee wat dit nie het nie. Hy grys area wat ons in ons eie lewe vir ons skep. Dis daarom nie so erg nie. Of dis daarom nie so verkeerd nie, net dominee. Jo, so erken daar is al verkeerd, maar is daarom nie so verkeerd nie. Die ander een is die Here moet my vergewe vir dit wat ek nou gaan doen, maar ek gaan dit nou maar doen. So, my intree-rede, die Here moet maar vergewe, gee nou maar vir my die groen kaart om te maak wat ek wil. Of die ander ingesteldheid wat ek het, ek gaan nie toelaat dat die medegelowige in my lewe inpraat nie, nee, net God kan my oordeel. Liewe Vader, jy is bereid om jou aan die oordeel van God oor te laat, in plaas daarvan om oorleiding te vat van 'n medegelowige. Genade van God het nie gestop by vergifnis nie. Daar het 'n implikasie gekom. Dit is gevaarlik wat ek nou sê. Wat het die Here Jesus vir die vrou gesê wat op oorspel betrap is? Is woorde wat hy gesê het wat eintlik haas onmoontlik is om te doen. Maar hy het vir haar gesê, nou laat staan jy waarmee jy besig is. En jy begin oor. Hierdie Chrysosomos, wat ook al sy naam is, hy sê eintlik in hy preek, julle maak God se genade goedkoop. Want julle raak vasgeval in hierdie goed, en dan begin julle sleg voel, dan moet die Here my vergewe, en dan môre start ek weer. En as ek het gaan opmeet in die heerlikheid van Christus, is dit niks werd nie. Beteken vir my niks. Dit doen my eintlik net skade. En dan sê Galasiërs iets van, die vrug van die Gees is, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, getrouheid, selfbeheersing.
Hy sê teenoor dit, vind jy hierdie goed wat ons net al genoem het. Dis nie die vrug van die Gees nie. Dis heidens. Word daar ook gesê, maar 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Brakfontein kan nie soet water dra nie. En jy kan maar soek, jy gaan in 'n kaktus nie 'n perske kry nie. Dis nou sommer Rion se vertaling. Ons moet ons eie stoigia laat staan. En begin doen wat God van ons vra. Christus is hel toe en terug om jou vry te maak van die mag van hierdie goed in jou lewe. Hoekom nou weer terug gaan soontoe? Paulus sê vir die gemeente, die vryheid is binne in jou bereik. Dis binne in jou bereik. Christus het dit by jou kom neersit. Daar's net twee keuses in die lewe. Of lig of donker. Daai grys wat ons daar gestel het bestaan nie. Dis ons eie vryheid wat ons probeer skep het. Daar's net een kruispad. En ek beloof jou, hy's eensaam. En maklik om hom te stap hê. Maar Golgotha was nog moeiliker. So gaan toets jouself in hierdie week. Moet Paulus ook vir my sê, ek het my tyd gemors met die evangelie. Is jou eie slimmigheid en jou eie gedagtes en jou eie norme vir jou regtig belangriker is dit wat die Here van jou verwag? Daar is net God wat 'n voorspoedige jaar kan waarborg. Maar dis voorspoed in hom. Ek het juis hierdie man aangehaal. Kom ek kyk hier op my papier, want ek wil sy naam nou weer regtig mooi sê. Om iets te illustreer, wat julle dalk nou gaan sê, okay, so dis daarom nie 'n nuwe ding nie, dis 'n ou ding, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Chrysostomos het van die vroegste tye af al vir die wêreld gesê, vir God se kinders gesê, ons kan nie so leef nie. So kan ons nie aangaan nie. 347 na Christus het hy sy preek gepreek. Mis die kerk al vir meer as 1700 jaar die prentjie. Mis die kerk van Jesus dit so lank al. Of het die evangelie vir ons te maklik geraak van, ag ek vra net vergifnis, dan is ek weer okay.
Of is ek net nie bereid om te doen dit wat vir my verwag en gevra word nie? Is die hier en die nou en die ure en die maande en die dae soos ek dit wil vier belangriker as die implikasie van Christus se verwagting in my lewe? Of het ek nog steeds my eie code waarvolgens ek leef? Los haar, sy is okay, sy is ten minste in die kerk. Los haar, sy plan niemand nie. Dit was ook 'n institusionele ding. Kinders moet in die kerk doodstil bly, anders word hulle geneuk na kerk by die huis. Ons moet gaan kyk wat werklik belangrik is. En ons moet hande vat en mekaar hierin ondersteun en mekaar hierin dra. Want op jou eie gaan jy dit reg kry nie. Die Here het vir jou 'n geloofsgemeenskap gegee wat jou moet regop hou en staande hou. En hy het geweet die kruispad is eensaam. Omring jou met die mense wat jou vergesel op die kruispad en los die res. En dit is die implikasie van die kruis van Christus, my en jou lewe. Amen. Daar is geleentheid vir stilte, waarna ek ons sal afsluit met 'n gebed. Here, in hierdie oggend moet ons almal erken dat daar is maar baie dinge wat ons baie keer belangriker maak of belangriker ag as wat U van ons verwag. Vir party is dit 'n wet of 'n tradisie of 'n oorgelewerde gebruik wat nie anders kan nie of anders wil nie. En vir baie van ons is dit sommer onsself en ons eie oortuiging en ons eie wil en ons eie gerief en ons eie gemak. Kom maak ons vry van beide, Here, sodat ons vir U kan leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.